Goeiemôre geliefdes, baie hartlik welkom by hierdie diens van NG Oudtshoorn Park aan al ons YouTube luisteraars of kykers, baie hartlik welkom. Kom ons buig ons hoofde in gebed. Wonderlike Here, dit is so groot voorreg om te weet dat U hier by ons is. Dat U, wat die almagtige God is, ons ook in die holte van die hand hou. En dat ons hier reg aan die begin van 2026 kan weet, ons stap nie alleen in hierdie jaar in nie, omdat U saam met ons is. Dit het U beloof, dat ons nooit alleen sal wees nie. En daarop bou ons, Here, daarom het ons die vrymoedigheid en is ons opgewonde om in hierdie jaar in te gaan. Want ons wil nie 'n tree loop as dit nie saam met U is nie. En nou is ons gebed, Here, dat U in hierdie oggend ook U woord vir ons sal oopmaak en vir ons sal lei in dit wat U wil hê. Help ons om U woord in ons harte bære. Ons bid dat U deur die Heilige Gees so in ons harte sal werk, dat ons sal kan verstaan en dit kan bære wat U vanoggend vir ons wil leer. Ons wag op U, Here, in Jesus naam. Amen. Ek wil graag vanoggend lees uit Handelinge 9, daar vanaf vers 1. Daar is baie min mense wat, ek dink nie die verhaal van Paulus se bekering of hier waar ons nou gaan lees waar hy nog Saulus is. Ons weet dat dit een van die bekende verhale is uit die skrif. En daarom gaan ek vanoggend, as ek dit lees, want dis 'n hele paar verse, nie die hele gedeelte gelyk lees nie, maar ek gaan dit lees en gaandeweg gaan ons kyk, maar wat is die Here besig om vir ons te sê in elke vers? So, ek wil net sê ek gaan dan net die teks lees wat ek as die kernteks sien van hierdie boodskap. Dit is vers 15, waar die Here vir Ananias sê, Ananias wat na Paulus toe moes gaan, want hy, dit is dan Saul, is vir my 'n uitverkore werktuig om my naam te dra voor nasies en konings en kinders van Israel. As ons dan nou begin lees by vers 1, dan staan daar, maar Saulus wat nog dreiging en moord geblaas het teen die disippels van die Here, het na die hoëpriester gegaan en van hom briewe gevra aan die sinagoges in Damaskus, sodat as hy mense sou vind wat van die weg was, manne sowel as vroue, hy hulle geboeid na Jerusalem kon bring. Ek lees hier uit die 53 vertaling, die ou vertaling. Hier word dit baie sterk gestel. Saulus
is op hierdie stadium op pad om die disippels van die Here te gaan vervolg. Hier staan, hy het nog dreiging en moord geblaas. In Handelinge 7 word daar ook vertel hoe hy by Stefanus se steniging gestaan het en die mense, die klipgooiers, hulle klere daar voor sy voete neergesit het, waar hy dit goedkeurend dopgehou het. Saulus, hy is op hierdie stadium baie gefokus en met passie wil hy hierdie mense wat hier genoem word, mense wat van die weg was. Nou, die mense van die weg was die wat Jesus Christus aanvaar het as hulle verlosser en eintlik dan as Messias, want dit is die groot stryd waaroor het gegaan het. En ons kan verstaan waarom hulle so genoem is, want Jesus het ons gesê, ek is die weg en die waarheid en die lewe, en niemand kom na die Vader behalwe deur my nie. En dit is hierdie teks wat in Saulus se verstaan 'n dolk was wat daar ingesteek is, want hy was 'n fariseer, hy was opgelei in hierdie teologie, en ek het verlede Sondag daarna verwys dat hierdie mense baie sterk op hulle wette was, want hulle wou probeer, of hulle het geglo die Messias kom, wanneer al hulle wette onderhou word. En nou kom hier 'n man, wat volgens hulle in ons taal sou het vandag gewees het 'n sekte begin, en wat hy hierdie sekte noem hulle dan die mense van die weg. En Saulus is oortuig, hy dien die Here, en hy moet hierdie mense wat hier volgens hom 'n valse leerstelling kom stel, sy taak is om hulle uit te roei. Hulle moet weg van die aarde af, want hulle is gevaarlik. Hulle gaan baie mense verkeerd lei. En Paulus, of Saulus hier, is hier oortuig dat hy reg is met passie. Voel hy dien die Here in dit wat hy doen. Paulus gaan om hierdie mense te gaan arresteer. Dit is wat hy glo hy moet doen. Soos dit ook baie keer by ons, dat ons 'n bepaalde siening het, dat ons 'n bepaalde teologiese standpunt het. En ons is so oortuig van daai standpunt, dat ons voel, die teenstanders hiervan moet uitgeroei word. Hulle moet, in Paulus se geval, doodgemaak word. Hulle moet stil gemaak word, dis eintlik waaroor dit gaan, sodat hulle nie nog meer mense kan verlei nie. En dan lees ons in die 3de vers. En toe Paulus op sy reis naby Damaskus kom, omstraal hom skielik 'n lig van die hemel af. En hy val op die grond. Skielik is hier 'n lig, 'n baie sterk lig, wat hier skyn. In my eie verbeelding sien ek, dit is soos 'n weerligstraal, geweldige sterk lig, want hy val daar op die grond neer. Saulus op pad om die wegse mense te gaan arresteer, word hier deur die Here
gearresteer. Is dit nie wonderlik nie? Dan staan daar verder in vers 4, en hy val op die grond en hoor 'n stem vir hom sê, Saul, Saul, waarom vervolg jy my? As ek my indink hoe hy op daai oomblik moes voel, hy het sekerlik gevoel, maar die Here gaan hom nou komplimenteer, die Here gaan vir hom sê, mooi so, getroue diensknegt, ek kan sien, jy werk vir my. Maar hoe moes dit vir hom voel om op daai oomblik te hoor, Saul, Saul, waarom vervolg jy my? Ons kan ook baie keer so met passie 'n pad loop wat ons dink wat reg is. En dan is dit vir ons baie moeilik en probeer ons gewoonlik dit wegredeneer wanneer die Here op sy eie manier, hy praat met elke mens op sy eie manier, maar op 'n manier vir jou kom sê, waarom vervolg jy my? Of miskien nie so sterk nie. Waarom doen jy eintlik my koninkryk skade aan? Deurdat jy jou eie pad loop. Saul is op hierdie oomblik seker verdwaas, verbaas. Sê, wie is u, Here? En die Here antwoord, ek is Jesus, wat jy vervolg. Dit is hard vir jou om teen die prikkels te skop. Ek kan my indink hoe ek sou voel as die Here dit vir my sou sê. As ek skielik moet ontdek, maar ek is nie op die Here se pad nie. Trouwens, die Here sê ek skop teen die prikkels. Ek wil nie die pad loop wat hy wil hê ek moet loop nie. En daarom is dit noodsaaklik dat ons onsself moet ondersoek. En dan vers 6 sê, nou moet ek net sê, hierdie volgende vers staan nie in die oorspronklike manuskripte nie. Daarom het die nuwe vertaling dit uitgelaat, en dis die rede hoekom ek nou maar die ou vertaling gebruik, want ek wil dit inbring. Maar hierdie selfde gedagte staan wel in Handelinge 22 en 26. Ek sê nou hierdie tussen hakies, dis baie interessant dat Lukas wat Handelinge geskryf het, en ons weet hy het dit eintlik wetenskaplik benader, dat hy hierdie verhaal 3 keer in Handelinge vertel. Dit wys die groot klem wat daarop was, en die groot invloed wat hierdie verhaal gehad het op die kerk van daai tyd. Dan sê vers 6, en terwyl hy bewe en verbaas was, sê hy, Here, wat wil u hê moet ek doen? Wanneer die Here in 'n mens se lewe ingryp, is dit wat gebeur. Dat ek, soos Saulus hierso,
eintlik dadelik afstand doen. Saulus is oorweldig deur hierdie gebeure, hierdie geweldige lig wat hy gesien het, hierdie geweldige lig wat sy donker eie gedagtes, sy donker eie teologie skielik kom verlig en vir hom die lig bring en dan vir hom sê, Here, wat wil u hê moet ek doen? 'n Mens dink baie keer dat mens nou net een keer eintlik in jou lewe hier kom waar jy nou tot hierdie bekering kom. Maar in my eie lewe het ek ervaar, want 'n mens is geneig om na baie, in my geval, baie teoloë te luister. Ons is geneig om na baie teorieë te luister. En daai teorieë beïnvloed ons. En dan laat ons dit op 'n sekere manier reageer. En dan gaan ons agter hierdie teorie aan. En ons kan maar kyk so, deur die eeue heen was daar maar altyd 'n sekere teorie wat almal agteraan geloop het. Maar dit is so belangrik dat ons sal kyk en gereeld op hierdie plek kom. Gereeld op die plek kom waar ons vra dat die Here se lig my brein kan verlig. Dat ek op nie weer vir die Here kan sê, Here, wat wil u hê moet ek doen? En ek kan hierdie vraag net antwoord as ek weet ek het daardie ontmoeting met Jesus gehad. Dit is nie net 'n rasionele ding. Natuurlik, dit sluit nooit ons verstand uit nie. Maar ons is verantwoordelik om gereeld met elke teorie wat oor ons pad kom. En vandag is daar geweldig baie wat baie mense beïnvloed. Ons het die sosiale media waar mense baie dinge hoor en baie dinge sê en ons loop maklik agter mense aan wat so oortuigend kan oorkom en so hulle laat jou glo dat wat hulle sê moet reg wees. Maar ons het nodig om by hierdie plek te kom waar Paulus was. Here, wat wil u hê moet ek doen? Baie interessant. Die Here antwoord hom dan nie direk nie. Of hy antwoord hom direk, maar ek dink nie wat Saulus op daai oomblik bedoel het nie. Hy sê vir hom net, staan op en gaan na die stad en dit sal vir jou gesê word wat jy moet doen. Eintlik sê die Here vir hom, ek het my tyd. Ek gaan vir jou openbaar, maar die eerste ding wat jy nou moet doen is net staan op en gaan na Damaskus toe. En daar sal ek vir jou sê wat jy moet doen. En daai ding doen ons moeilik. Ons kan moeilik wag. Ons wil gewoonlik dadelik weet wat die Here wil hê. Maar dit gebeur baie keer in my ervaring, die meeste kere, dat hy vir jou klein stappies neem. Hier is die volgende stapie. Gaan nou, jy's nou hier, gaan nou Damaskus toe. Ek sal daar wees en ek sal daar vir jou wys. Gaan doen die volgende ding wat nou op jou pad is.
ek gaan jou algaande lei op hierdie pad wat jy moet loop. En dan gaan die fokus nou van vers 7 af bietjie na die ander mense wat daar was. En die manne wat saam met hom op pad was, het sprakeloos gestaan, terwyl hulle wel die stem hoor, maar niemand sien nie. Nou hierdie is nogal interessant. Ons moet onthou, hierdie manne wat saam met hom was, dit sou die manne wees wat die Sanhedrin uitgestuur het. So, dit was die manne wat Saulus ondersteun het in sy vervolging van die mense van die weg. Hier staan hulle en hulle aanskou dit. Hier gebeur dit met Saulus. Maar dan staan daar, hulle het niemand gesien nie, alhoewel hulle gehoor het. In Handelinge 22 en 26 sê Paulus, as hy vertel, sy getuienis gee, dan sê hy die teenoorgestelde. Hy sê, hulle het nie gehoor wat hy gesê het nie, of wat die stem vir hom gesê het nie. Maar as 'n mens mooi die verse by mekaar sit, dan is dit waarskynlik wat hier beteken. Hulle het die klank gehoor, maar hulle kon nie verstaan wat die Here vir Paulus sê. So, hier is 'n ander ding wat vir my baie belangrik is. Die Here se boodskap is hier vir Saulus op hierdie oomblik. Hierdie ander mense word beïnvloed, maar die Here is besig met 'n persoonlike gesprek met Saulus. Ek dink dit is iets wat ons binne ons gereformeerde tradisie dalk bietjie verwaarloos het. Want ek het baie keer gekry dat mense amper vir my sê, soos die Israeliete vir Moses gesê het, gaan praat jy met die Here en dan kom sê jy vir my wat die Here vir jou sê. Weet jy wat? Die Here wil vir jou persoonlik sê wat hy vir jou in gedagte het. Dit is nie sommer maar net algemeen. En daarom is dit so belangrik dat ons in ons persoonlike verhouding met die Here, en elkeen sin is anders, maar dat daar by my daar die geleentheid kom, daar die ontmoeting met Jesus, wat ek self hoor, wat hy vir my sê. Dit is baie keer 'n worsteling. Jy hoor nie altyd dadelik nie. Saulus is 'n voorbeeld hiervan. Hy vertel later, dat ek dink is in Galasiërs, vertel hy en hy sê, na hierdie met my gebeur het, is ek nie dadelik terug na Jerusalem, na die apostels toe nie, en vir hulle gaan vertel wat gebeur het nie. Ek is eers 3 jaar weg, Arabië toe, waar ek hierdie ding met die Here uitgeworstel het. Is ons bereid? Ons los daai werk nou maar vir die dominee vir baie keer. Hy moet maar met die Here worstel en vir ons kom sê wat die Here sê. Maar ons het elkeen nodig om in daai worsteling met die Here te gaan, dat die Here met my persoonlik praat. En ek kan vandag vir jou waarborg,
Maak nie saak wie jy is nie, die Here wil met jou persoonlik praat. As ons nou in daai tyd geleef het, en ons moes nou iemand gaan kies het, wat die leer van die weg, soos dit hier staan, of dan die leer van Jesus Christus, dat hy die Messias is, en vir ons sonde gesterf het, as ons nou iemand moes gaan kies, om hierdie boodskap te gaan uitdra in daai bekende wêreld, en ons taal in die sendingveld ingestuur het. Ek dink jy ons sou vir Saulus gekies het nie. Ons sou waarskynlik geredeneer het, hou hierdie man net ver weg. Ons moet iemand anders kry wat ons kan vertrou om te gaan. Die Here kies hierdie man wat vir hierdie mense op hierdie oomblik nog onaanvaarbaar was. Die Here kies elkeen vir 'n rol in sy koninkryk. En dit is nie vir my om te besluit wat jou rol in die koninkryk is nie. En ek het baie keer in die kerk beleef hoe mense kom en vir ander sê, weet jy wat, dit is jou rol. Dit is wat jy moet doen. Die Here kan ander mense gebruik om 'n mens bewus te maak van iets. Maar as die Here my roep tot 'n spesifieke rol, en ek wil dit weer duidelik sê, hy roep nie net dominees nie. Hy roep nie net sendelinge nie. Hy roep elke kind van hom vir 'n spesifieke rol in sy koninkryk. Maar jy moet dit by Jesus self hoor. Ons het die gebruik in ons kerk van ons kiesouderlinge en diakens. En hier voor die kansel sê hulle, ons aanvaar dat die Here die kerkraad gebruik het om ons te roep, en ons sien dit dat hy ons self daartoe geroep het. Ek wil nou vanoggend vir elke ouderling en diaken wat luister, hierdie vraag vra. Maar nie net ouderling en diaken nie, sondagskoolonderwyser as ons ou taal kan gebruik, of 'n kategeet, of watter rol ook al. Het jy by die Here gehoor dat die Here jou daartoe geroep het? Hy kan die kerkraad gebruik om jou te kies as 'n ouderling. Verseker doen hy dit. Maar dis jou taak om dan daarna na die Here toe te gaan. En by die Here self te hoor. Of hy sê, hy roep jou daartoe. Daar moet daardie persoonlike ontmoeting met die Here wees in elke roeping wat ons uitleef. En dan werk die Here verder met Saulus. Vers 8, toe staan Saulus van die grond af op, en hoewel sy oë oop was, het hy niemand gesien nie. Met ander woorde, hy was blind. En hulle het hom aan die hand gelei en in Damaskus ingebring. En 3 dae lank het hy niks gesien nie, en niks geëet of gedrink nie. Hier sonder die Here hom af, vir 3 dae. Vir 3 dae dat Saulus net homself kan ondersoek.
Niemand praat met hom nie. Hy is daar in gesprek met die Here. En dan bring die Here iemand anders in hierdie verhaal. En daar was 'n disipel in Damaskus. Disipel bedoel dan hier een van die leerling. Disipel is maar 'n leerling van hierdie groep, die weg, met die naam van Ananias. En die Here het vir hom in 'n gesig gesê, Ananias. Hier kom hy nou na Ananias toe, net 'n disipel daar in hierdie gemeente. En hy antwoord, hier is ek, Here. Toe sê die Here vir hom, staan op en gaan na die straat wat genoem word Reguitstraat en vra in die huis van Judas na 'n man met die naam van Saulus van Tarsus. Want kyk, hy bid. En hy het in 'n gesig 'n man met die naam van Ananias sien inkom en hom die hande oplê sodat hy weer kon sien. So, die Here roep nou hier vir Ananias. Julle sien, in ons groei in die evangelie, ons groei as Christene, gebruik die Here ander mense. Beteken, hy wil jou ook gebruik in die lewe van ander mense. En daarom is dit nie genoeg as ek sê, ek kry my boodskap Sondag voor die TV. Maar ek is nie daar waar God my nodig het tussen die ander gelowiges nie. Tussen die ander gelowiges waar hy my wil gebruik om ander op te bou. Waar hy vir my opdragte gaan gee, en dit kan geringe opdragte wees, maar in sy boek is dit verskriklik belangrik. Dis dalk net om vir iemand te gaan sê, goeiemôre, hoe gaan dit vanoggend met jou hier? Ek is bly om jou hier te sien. Dit kan 'n opdrag wees. Maar as ek nie daar is nie, hoe kan die Here my gebruik? Maar dan sien ons hierso, hy sê eintlik hier vir Ananias, jy gaan hom die hande oplê, sodat hy weer kan sien. Nou hierdie hande oplê, is nie noodwendig as hy nou nie hande opgelê het, sou hy nie weer sien nie. Maar hierdie hande oplê is eintlik 'n teken, dat die Here hom roep vir hierdie taak. Hy het hom die hande opgelê. Is eintlik 'n verwelkoming vir Saulus binne die gemeente van die Here, binne die gemeente van die weg. Vir hom nou sê, jy het gekom om hulle te arresteer, maar nou maak ek jou deel van hierdie gemeente. Maar kyk nou wat is Ananias se reaksie. Here, ek het van baie mense aangaande hierdie man gehoor, hoeveel kwaad hy die heiliges in Jerusalem aangedoen het. En hy het hier volmag van die owerpriesters om almal te boei wat u naam aanroep. Here, nee, sekerlik maak u nou 'n fout. Ek kan nie na hierdie man toe gaan nie. Hy gaan my, as ek daar kom, gaan hy my boei. Here, u maak sekerlik 'n fout.
Dis baie keer wat gebeur as die Here vir my kom sê wat hy van my. En sê ek, Here, nee, ek dink nie so nie. En dadelik begin ek dink, hierdie kan nie van die Here afkom nie. Hierdie is maar my eie gedagtes. En ek het baie redes waarom ek nie kan gaan nie. Maar die Here sê vir hom, gaan, want hy is vir my 'n uitverkore werktuig om my naam te dra voor nasies en konings en die kinders van Israel. Hierdie gedeelte raak my persoonlik baie diep. Die woord wat hier gebruik word vir werktuig, is wat ons, as ons dit in Engels sou vertaal, 'n wessel. En die gebruik van hierdie woord, en wessel sê vir my meer as die Afrikaanse hoor. Die Here sê, hy is vir my 'n wessel. Nou dit laat my dink wat Paulus sê in 2 Korintiërs 4, ek dink daar vers 7 sê hy, ons is maar kleipotte wat maklik breek, maar die krag van God is in ons. Die Here kom sê vir Paulus, jy is my wessel. Jy is 'n mens wat maklik kan breek. Maar ek wil my krag in hierdie wessel sit. Ek wil jou gebruik, al is jy maar 'n kleipot. En hierdie kleipot gaan ek gebruik, dat dit 'n werktuig word, waar jy my naam kan uitdra voor nasies en konings en die kinders van Israel. Jy's 'n kleipot. Jy's 'n wessel. Jy het nie baie krag nie, jy is nie wonderlik nie, maar ek sit my krag in jou. So, en daarvoor het ek jou uitgekies. Daarom gaan jy na die nasies en konings en kinders. Maar dan sê vers 16, want ek sal hom toon hoeveel hy vir my na moet ly. Saulus, hierdie is nie 'n maklike ding wat ek vir jou op laai nie. Dit gaan nie rose en maanskyn wees nie. Dit gaan vir jou lyding meebring. Dit gaan vir jou baie dae moeilik wees. En Saulus beskryf, dan Paulus later, hoe hy dan moes ly. Hy's geslaan, hy's met klippe gegooi. Hy is verwerp. Maar die Here het gesê, jy is 'n uitverkore werktuig. Die nuwe vertaling het dit vertaal, die woord werktuig, met 'n instrument. En ek voel dis wat die Here vanoggend vir ons kom sê. Aan die begin van 2026. Jy is vir my 'n uitverkore instrument wat ek wil gebruik sodat my evangelie, sodat die evangelie van die verlossing in Jesus Christus ander mense kan bereik op baie maniere. En wat jy vanoggend moet antwoord is, of jy bereid is
om ook vir die Here te sê, ja Here, hier is ek. Maak my u instrument. Ek weet, ek is 'n kleipot wat maklik breek. Maar die Here wil jou gebruik, sodat sy koninkryk kan kom. En dan staan daar verder, en Ananias het gegaan en in die huis gekom en hom die hande opgelê en gesê, Saul, broer, rukkie terug het Ananias gesê, Here, nee, ek kan nie met hierdie man praat nie. Hier sê hy vir hom, broer, die Here het my gestuur, naamlik Jesus wat aan jou verskyn het op die pad waarmee jy gekom het, sodat jy weer kan sien en met die Heilige Gees vervul word. Dis die wonder. Wanneer jy jou beskikbaar stel as die instrument in die hand van die Here, dan vervul hy jou met sy Gees om jou taak te gaan doen, om jou roeping uit te leef. En dan staan daar, en dadelik het daar iets so skille van sy oë afgeval, en hy kon onmiddellik weer sien, en hy het opgestaan en is gedoop. Nadat hy voedsel gebruik het, het hy weer sterk geword. En Saulus was 'n paar dae saam met die disippels in Damaskus. Wil jy vanoggend vir die Here sê, Here, hier is ek, maak met my soos u wil, gebruik my soos u wil, op hierdie dag en datum. Ek is hier in u hande vir 2026. Ek los al my eie gedagtes, my eie drome, en ek wil net by u hoor, wat is u droom vir 2026? Amen. O Here, ons is net bewus dat u die almagtige God met ons as klein mensies, kleipotte wat maklik breek, dat u juis met ons wil werk as instrumente in u koninkryk. Here, ek bid dat u ons sal help, dat ons bidend deur hierdie jaar sal gaan. En telke male by u sal hoor, wat wil u hê? Wat is u wil vir my as instrument in die hand? En dan wag, help ons om te wag. Want u sal op die regte oomblik vir ons die regte ding wys. Here, ek kom bid vir ons gemeente, en ek bid dit vir elke gemeente van u oor die wêreld heen, dat u vir ons almal duidelik sal wys, wat is u plan met ons as u instrumente? Ek vra dit in die naam van ons Here Jesus Christus. Amen.